Hallo, Jenny. Hallo, ma. Mama. Mama. Ja, my skat. Mama. Hallo? Ek is weg van Hardes af. Weg van Hardes af. Wat het gebeur? Ek sal maar later vertel. Help my net asseblief met die tasse. Ja, my kind. Ek het gewonder wanneer hierdie dag gaan aanbreek. Dag, my kind. Mama. Hallo, ouma. Jy sou sommer vir 'n lintjie vat asseblief. Kom my Dag, gaan na poppie, ouma toe. kom Rolentjie, kom na ouma toe. Sy's vak. Sal ouma in die bed sit vir my asseblief. Ek sal. Kom my liefie, ja, ons gaan na mamma toe nou. Wanneer het dit gebeur? Het Hardes jou geslaan? Ja. Wel, hy sal nooit in sy lewe weer die voorreg hê om sy hand van my kind op te lig. Bewaar sy siel as hy sy voete in hierdie huis sit. Kan ons nou ingaan asseblief? Weet jou pa hiervan? Nee. Dis so 'n siek storie. Ek weet nie so om te begin nie. Ek het dan later gaan by die hospitaal raak geloop. Ons het reg lank gesels. Hoe Hardes by die hospitaal uitgekom het, weet ek nie. Hy het my by Dan gesien. Hy het nie 'n woord gesê nie. Hy het net gedwing om in die kar in te klim en te ry ons huis toe. Ons het 'n woordewisseling gehad. Toe slaan hy my. Toe kom ek Rolentjie hiernatoe. Hoeveel keer het hy jou geslaan? Net een keer. Ek dink hy het geskrik toe hy gesien wat hy gedoen het. Ma, ek het so hard probeer. Ek het regtig hard probeer. Maar Hardes het hierdie ding oor daar laat te gaan. Hy glo daar's 'n verhouding tussen ons, maar ek sweer daar is nie. Hy is patologies jaloers. Toe hy my slaan, toe het ek nie eens gedink nie. Ek het my goed ingepak en hiernatoe gekom. Ek is vreeslik jammer. Ek het julle hierby betrek. Natuurlik moet jy ons betrek. Jy is ons kind. Jy het nou lank genoeg geprobeer met hierdie huwelik. Dit was van die begin af 'n fout en jy het die onmoontlike probeer doen om dit te laat werk. Maar daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe dat jy jou foute moet erken. Jy gaan nie weer terug na hom toe nie. Jy's jonk genoeg. Los hom nou eens en vir altyd. Begin 'n nuwe lewe. Asseblief, ma. Ek is moeg en ek is zat gedink. Ek wil nie verder daaroor dink of praat nie. Asseblief. Waar is hy? Sy slaap. Wat 'n soort lafaard is hy? Wat aan 'n vrou slaan. Hy 'n dominee se seun en wat self wil predikant word.
Ons moet daar by 'n dokter kry. Ek wil 'n mediese verslag oor hierdie hele besigheid hê. Ek sê vir jou, ek sal Hardes Breitenbach kaal uittrek voordat hy van Jeannie skei. Die beloof ek jou. Ek het al 2 keer huis toe gebel, is hy daar? Nee, hy skuil seker agter sy pa. Wat is die dommie se nommer? Staan in die boek. Dommie en Skalk Visser hier. Is jou seun daar? Nou waar is hy? Ja, daar is baie verkeerd. Is Hardes daar of is hy nie daar nie? Man, jou seun het my dogter aangerand. En as jy weet wat is goed vir jou, sal jy dadelik in jou kar klim en hierheen kom. Want ek gaan vanaand groot moeilikheid maak. Vir jou en vir hom. Police are looking for these 2 men who are being sought for fraud in the Pretoria area. They are Gideon Rademeyer Visser, 24 years old, and Julius Andrew Pickover, 35 years old. If you have... Wat dink jy doen jy? Jou dop. Wat het met jou gebeur? Ek probeer hom opgetel. Waar's Dion? Hy's nie hier nie. Die polisie soek na julle albei. Ek weet. Ek moet hom dringend sien. Waar's hy? Ek gaan nie vir jou sê nie. Ek gaan nie vir Dion in die gevaar stel nie. Asseblief man, ek moet hom sy deel van die geld gee. Dis 50,000. Kyk as jy my nie wil glo nie. Kyk hier. Gee dit vir my, ek sal dit vir hom gee. Nee, so dom is ek nie. Nou goed, maar dan los ons dit hier. Ek sal dit vir hom berg. OK, en dan kom jy saam met my na hom toe. Gee my net 5 minute om aan te trek. Ek kan nie wag om jou storie te hoor nie. Ek kan alles verduidelik, jy. Goed. Ek word dop nie, my kop vol baars. Vanaf vrek jy ek het nie vir jou dop nie.
Okay. Waar is hy geld weer gesteel? Anet het jou deel. Ek het vir haar gegee. Moenie lieg nie, man. Ek weet niks van die geld af. Wat bedoel jy ek lieg? Dion sy lieg. Ek het vir haar gegee. Hoekom sou jy dit vir my gegee het as jy geweet het jy kom na Dion toe? Moenie na hom luister nie, hy is besig om jou te bedrieg. Ek over. Jy het vir my 'n misdadiger gemaak. Nou vra ek jou, waar is die geld? Ek het dit nie, Anet het dit. Luister jy luister goed. Ek gee nie help vir jou veel probleme nie. Jy's 'n skelm en 'n skurk. En as dit van my afhang, moet ek jou vir 40 jaar in die tronk toesluit. Maar ek gaan nie saam nie. So ek vra jou, waar is die geld? Ek het dit nie. Tel het. Dis 45.000. Waar is die res? Ek het vir jou gesê. Ek glo nie jy het my mooi gehoor nie, Piet over. Ek vra, waar is die res? Wat het nou skielik in jou ingevaar? Ek het jou nie probeer bedrieg nie. Dis sy wat jou bedrieg het. Jy slaan nie weer my. Spaar my. Oh, ja. Listen, ek kan nie swem nie. Ek kan nie swem nie. Nou versuif dan. Ek kan nie. Dion, die man gaan verdrink. As hy verdiende loon. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan doen wat ek wil. Dis die grootste vernedering wat my ooit te beurt geval het. En waar het jy dit geleer? Toe sê my. Nee, my pastorie nie. Ek is jammer, pa, ek het my humeur verloor. Nou wat gaan jy doen omtrent hierdie hele gemors? Niks. Jy kan nie maar niks doen nie. Mens maak net nie sommer so gemors na hardloop hier daarvan af weg nie. Jy gaan na skool na die vissers toe en jy gaan hulle en Jeannie om verskoning vra. Ek hoop vir jou ontwil, sy is bereid om terug te kom. Nou, hoekom pik pa op my? Hoekom praat pa nie met haar? Omdat hierdie hele gemors jou verantwoordelikheid is en jy gaan dit regmaak. As er met Jeannie gepraat moet word, dan doen jy dit. Dis jou huwelik en jy gaan dit red. Ek het al duisende kere met haar gepraat en niks het gehelp nie. Niks nie. Ek het 'n afspraak om 4 uur by die vissers, Ardis. Ek gaan nie verder in jou hieroor argumenteer nie. Sorg dat jy daar is. Dag, pa. Dag, Jeannie. Sit. Ek hoor jy het iets vir ons te kom sê. Wel, ek het net om verskoning kom vra aan Jeannie. Ek dink dis Jeannie se voorreg om te besluit of sy dit gaan aanvaar of nie. Maar intussen het ek ook 'n klompie dinge om vir jou te sê, hier voor jou pa en voor Jeannie hier. Jy het Johanna vir my dogter opgelig. Ek het genoeg provokasie gehad. Bly stil man, ek praat. Ek wil net vir jou sê, daar's so 'n ding soos 'n wet in hierdie land, Boetie. En as jy in die hof wil verskyn vir aanranding, dan moet jy weer so iets doen. Maar ek wil vir jou dit sê. As jy weer aan my dogter slaan, dan sal ek 'n klag teen jou lê. Is dit vir jou duidelik? Pa maak asof alles net my skuld is. Hoekom vra pa nie vir Jeannie wat gebeur het nie? Toe, vra haar. Niks wat gebeur het regverdig aanranding nie. Ek is siek en sat om altyd uitgekry te word vir alles wat sleg is. So, asof die vissers nooit enige foute maak nie. En wat van Dion, wat op polisieval was vir bedrog? Is dit so wonderlik? Niks wat Dion gedoen het met hierdie saak iets te maak nie. Nee, miskien nie. Maar pa wil mos nie kwaad hoor van pa se kinders nie. Hoekom vra pa nie vir Jeannie na 'n verhouding met Dan laat te gaan nie? Daar was nog nooit 'n verhouding tussen my en Dan laat gaan nie. En wat van gister by die hospitaal, toe julle twee mekaar se arms betrap het? Ek het gestruikel, ek het my net gevang. Snap. Is dit die waarheid, Jeannie? Nee, pa, dit is nie.
Ek het vir Dan raak geloop toe ek vir stoffies wou gaan kry in die hospitaal. Ons het net gepraat. In die tuin, ja, waar jy alleen kon wees. Hardes, wat maak jy hier as jy net die argument wil voortsit? Wat maak jy hier? Nee, Jenny. Daar word gruwelike beskuldigings teen Hardes ingebring. Dit is net reg dat jou gepaard dinge aan ons verduidelik. Miskien ja, Dominee. Maar onthou, dis nie 'n inkwisisie hierdie nie. Jeannie is nie in die beskuldigde bank nie. Nee, maar dan moet die klaar se hande nie met bloed bevlek wees nie. My hande is nie met bloed bevlek nie. O ja, en toe jy aan my herken het jy Dan laat te gaan lief. Was dit sommer niks? Jy wat jou so heilig hou. Hoekom jy dan met my getrou? Orolien. Ja. Terwyl jy geweet het jy het my nie lief nie. Terwyl jy in jou sondige siel geweet het jy Dan laat te gaan lief. Ag, wag nou. Nee, hoekom moet ek nou wag? Nou dat Jeannie in die moeilikheid is, nou moet ek wag? O nee. As ons so aangaan, dan dien vanmiddag se gesprek geen doel nie. Dan maak ons die kloof tussen jou en Jeannie net dieper, pleks van homself aan die wonde te smeer. Ek het probeer. En ek sal weer probeer. Maar ek sien nie kans om langer met Dan laat te gaan te kompeteer nie. Ek het al honderde kere met Jeannie gesels. Ek het selfs al met Dan laat te gaan praat. Hy het met sy hand op die Bybel gesweer daar's niks tussen hulle nie. Hy het my beloof hy sal nie inmeng in my huwelik nie. En toe, wat gebeur toe? Toe vang ek hulle mekaar se arms. Hardes, al jou beskuldigings is halwe waarhede en verdraaiings. Ek glo nie daar kan iets goed uit hierdie gesprek kom nie. Dominee, ek dink jy en Hardes moet huis toe gaan. Vir 'n huwelik is daar altyd hoop, Skalk. Maar Hardes, dan moet jy en Jeannie hierdie saak weer knieë voor God uitmaak. Op die oomblik dien julle net die duiwel met julle twiste en verwyte. Julle het tyd vir besinning nodig. En as julle eers gekalmeer het, miskien is dit dan die tyd om hierdie saak rustig en met gebed uit te praat. Kom Hardes, kom ons. Dion sê nou hy het rarig verdrink. Ag, maar hy het nie die hart om te verdrink nie. Dis die polisie. Bly net kalm. Wat hoor jy? Waar gaan jy? Ek gaan wegkruip. Daar weer jy? Klein wêreldjie, né? Waar bly jy? Pretoria. Ry jy maar altyd so alleen rond? Ek is alweer meisie. Jou boot? Nee, is 'n vriend se. Dis 'n groot boot van net een meisie. Kry jy met die water uit? Ag, hulle help my by die marina. Die vriend. Wie sê? Luister, is jy besig om my te ondervra? Ah, net geïnteresseerd. Dis al. Dis 'n duur boot om vir jou meisie te leen. Wie is jou vriend? Ek kan jou nie sê nie. Hy's getroud, is my skelm. En jy kom dikwels rivier toe. Maar het ek iets verkeerd gedoen of wat? Waar is jou vriend nou? Hy's nie, ek sê jou mos. Gee jy hom eens 'n kyk? Is dit leer is dit? Dis syne, hy los dit altyd hier. Wat is jou naam, juffrou? Anet Kolyn. En jou vriend se naam? Muller, Gerry Muller. Lieg jy nou vir my? Nee, kom sal ek nou vir jou lieg. En dan dink hy is hy iewers. Nou dink jy steek vir my iets weg. Wat sal ek nou vir jou wegsteek? Nee, ek weet nie.
maar ek dink ek sal uitvind. Kan ek nou maar verder ry? Ja, natuurlik. Ja, Goeiemôre, is Sergeant van die kerk. o, hallo sergeant. Die geel boot met die rooi strepe, sy daar op die oomblik. Die Michelle? Is dit sy die middags? Nee, dis advokaat Visser se boot. Hallo Jenny Breitenbach. O, hallo meneer. Nee, ek sê maar my pa is nie nou hier nie. Ekskuus? O, ek dink is in die hof. Ja, seker sit teen 5:00. Ja. Plesier. Wie was dit? Polisieman wat sy pa soek. Oor Dion. Nie gesien nie, net gesê hy sal weer bel. Ai, tog, jou pa is reeds al so bekommerd. Daar. Dag. Lyk my nie ek en jy het veel vreugde uit ons verwantskap nie, het ons. Wat is jou probleem, meneer Visser? Hoe kom hierdie ontmoeting? Gee jy om reguit met my te praat? Oor wat? Wat is aan die gang tussen jou en Jeannie? Tussen my en Jeannie? Dan kom ons hou op om doekies daar om te draai. Jy is besig om daai huwelik te verwoes en dit lyk my dit skeel jou maar min. Wat is aan die gang, man? Jy is alweer besig met jou beskuldigings, meneer Visser. Jeannie is weg van hom af, jy dit geweet. Nee. En jy het haar nou die dag by die hospitaal ontmoet, het jy nie? Ontmoet is die verkeerde woord. Raakgeloop. En toe het julle in die tuine gaan wandel. Kyk, ek dink nie ek het nodig om betrokke te raak by jou gesinsprobleme nie. Ja, ek het vandag gepraat. Ek vra 'n vrou dat gaan en sy het my gesê en is al. Hoekom lieg jy vir my, man? Man, jy maak my moeg, meneer Visser. Ek en Jeannie ken mekaar. En ons praat met mekaar as ons mekaar raakloop. Dis 'n feit. En daaroor vra ek nie om verskoning nie. Maar ek vermoed dis oor Dion wat jy wil praat. Jy is my kind dan. Waarom neem jy wraak op my? Wraak? Is jy ernstig, meneer Visser? Wat het ek gedoen dat al my kinders vir my 'n nagmerrie word? Is dit hoekom ek hier is? Sodat ek jou skuld met jou kan bespreek? Nee. Nee, ek het gekom om reg te maak wat daar nog reg te maak is. Ek het gekom om 'n beroep op jou eerbaarheid as mens te doen. Om my te help. Ek sal doen wat ek kan doen. Help my met Jeannie, asseblief. Wat op aarde ek vir Jeannie kan doen, dit sal ek doen. Selfs om vir altyd uit haar lewe uit te verdwyn. Ja. Dan ek sal op my knieë gaan as jy net van haar af sal wegbly. Ek doen dit al reeds. Ek weet jy's lief vir haar dan. Ek is ook lief vir haar. Moenie iets doen wat haar lewe ondraagbaar gaan maak nie, asseblief. Ek sal. En Dion. Dion is my kind, nes jy dan. Ek weet hy het jou in die verleentheid gestel. En as daar enige iets is wat ek kan doen,
Om sy skuld te betaal, doen ek dit met gragte.